is besig met ons geloofsreis en ek nooi julle saam met my op hierdie geloofsreis te gaan waardeur God ons geloof versterk en ons bemoedig om aan te hou bly glo soms in baie moeilike omstandighede. En ons tema vanoggend is, kan jy sien wat God sien? Ons gaan later saam lees daarso uit Hebreërs hoofstuk 11. Maar ons gaan nou, soos die werk in Jerusalem omring en beskerm, so omring en beskerm U vir ons, Here, ons God. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons tema vanoggend is, kan jy sien wat God sien? Dit is deel van ons geloofsreis wat ons deur Hebreërs neem. En ons gaan vanoggend saam lees uit Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. My Bybel was in 297. Hebreërs hoofstuk 11. En jy kan gerus maar die Bybels nader sleep en in die week 'n bietjie deur Hebreërs werk, want dit is 'n geweldige geloofsversterkende boek en dit sal regtig waar vir jou ook iets beteken. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord en vir die Gees wat daar is om ons te help om U hart raak te sien. Wat ons help om vir Jesus raak te sien. En ons wil bid, Here, dat U deur die woord en die Gees vanoggend dit sal doen, dat ons regtig waar U kan raak sien en kan belewe dat U die God is wat ons aan die hand vat, wat met ons op pad is deur hierdie lewensreis. En dat U die een is wat sê dat U ons nêrens langs die pad ooit alleen gaan laat nie. Dan ons ook bid vanoggend, Here, dat ons sal bewaar van die bose. Help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Nou, julle weet al dat Hebreërs 11 is eintlik die hoofstuk van geloof, oor al die geloofshelde wat daar genoem word. En dan begin hoofstuk 11 so deur te sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. En omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie, tot sover. Het julle geweet dat ateïste diepgelowige mense is? Nie regtig. Want selfs al het ateïste nie 'n vaste geloof in God en dat hy bestaan nie, het hulle tog 'n vaste geloof in dinge wat hulle nie kan sien nie in die onsigbare. Vra nou vir ateïs om sy vingers in 'n muurprop in te druk wanneer die skakelaar aan is. En hy sal onmiddellik vir jou sê, so dom is ek daarom nie. Want daai elektrisiteit wat hy nie kan sien nie, gaan hom sekerlik skok. So hy glo in elektrisiteit wat hy nie kan glo nie, as die geloof. Maar wanneer die Hebreërs skrywer oor geloof praat, dan praat hy ook oor geloof wat ons nie met die blote oog kan sien, maar wat ons met geloofsoog kan sien. En dit maak ons so anderster as die ateïste. En daardeur wil hy vir ons vanoggend kom bemoedig en ons versterk op ons geloofsreis deur te sê, weet jy wat? Dis die moeite werd om te bly glo. Dis die moeite werd om te bly glo ten spyte van omstandighede waarin jy soms bevind. En daarom kom hy in die definisie van Hebreërs 11 vers 1 as hy sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Nou dit klink al soos 'n teenstrydigheid, nee, om seker te wees van dinge wat jy hoop, om oortuig te wees van dinge wat jy nie kan sien nie. Maar ek wil vanoggend vir julle eerstens wys op wat geloof nie is nie.
En ek wil sommer begin deur te sê, geloof is nie fatalisme nie. Wanneer die Hebreërskrywer praat oor die sekerheid van die dinge wat ons op hoop, dan praat hy nie van hierdie soort hoop waarvan ons baie keer praat en sê, ag, dinge is 'n bietjie moeilik en dit gaan swaar, maar ek hoop maar vir die beste. Ja, ek weet nie wat môre gaan inhou nie, maar ek hoop maar dinge sal uitwerk. Dis nie die soort hoop waarvan hy praat nie. Want hierdie soort hoop is nie sekerheid nie, want jy weet nie wat vorentoe gaan gebeur nie, en op die ou en laat jy dit maar soort van oor aan die noodlot. Julle ken waarskynlik hierdie uitdrukking "que sera, sera". Dis 'n Spaanse uitdrukking wat beteken wat ook al sal gebeur, whatever will be. Dit is die toppunt van fatalisme. En fatalisme is eintlik ook 'n vorm van geloof. Jy glo dat gebeure vooraf bepaal word deur die lot of deur die noodlot, en dat jy as mens eintlik geen invloed het op die verloop, die vooraf bepaalde verloop van gebeure om dit te kan verander nie. En ons as gelowiges gooi baie keer soos van 'n godsdienstige sousie daaroor as ons sê, ons laat God se water maar oor God se akker loop. 'n ander vorm soort van fatalisme. Weet jy wat is die gevolg van so 'n tipe uitkyk in die lewe? Dit bevorder 'n soort van 'n passiewe uitkyk. Ek gaan niks in hierdie lewe doen aan my omstandighede nie, want ek kan eintlik niks doen nie. Ek is uitgelewer in die noodlot en daarom aanvaar ek dit maar gedwee. Ek gooi eintlik handdoeke in die lewe en verder hoop ek nou maar net vir die beste. En dit lei dikwels tot hierdie gevoel van totale magteloosheid in die aangesig van probleme wat jy nie kan hanteer nie. En lei dikwels ook tot depressie en selfmoord, want jy voel jy is uitgelewer aan magte en kragte waaraan jy niks kan doen nie. Dis fatalisme en dis nie geloof nie. So tweedens, wat is geloof wel? Geloof is om op God en sy beloftes te hoop en te vertrou. Jou hoop en sekerheid berus nie op die noodlot of op wensdenkerry nie. Dit berus op God en sy beloftes, want God is betroubaar en onveranderlik. Die Hebreërskrywer skryf daaroor in Hebreërs 10:23 as hy sê, laat ons styf vashou aan die geloof wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Ons hoop is gefestig op die God wat getrou is. Hy doen wat hy beloof het. En daarom sê die Hebreërskrywer ook in 13 vers 8 as hy sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. God verander nooit. Daar's nooit 'n einde aan sy trou nie. Hy gaan nooit teruggaan op sy woord nie. Hoe kan ek julle hierdie sekerheid van hoop verduidelik? Ek gaan 'n bietjie teruggaan op my en Shaila se geskiedenis. Toe ons nou nog jonk en voortvarend was en by die voortrekkers betrokke was. Toe was ons op 'n stadium daar by Linsklip, waar hulle vir ons ons is deel van hierdie opleiding in die veld te oorleef en so meer. En Shaila is deel van hierdie groep wat in die nag moet gaan skuiling bou en daar in die koue ergens wegkry tussen die spinnekoppe en die ongediertes. En sy sê vir my, terwyl daar die skuiling bou en weet sy gaan nie tussen die ongediertes bewees, het sy geweet en gehoop dat ek op gaan kom haal. En ek het ook, want ek het my vrou gekend, geweet sy gaan dit nie oorleef nie. Dit is om jou hoop te vestig op daai sekerheid, dat dit wat ek hoop gaan gebeur. Dis nie 'n vaal hoop nie, dis 'n sekere wete wat sy gehad het, ek sal haar daar in die veld uit kom haal. En daarom Bybelse hoop is nie onseker nie, dit is 'n vaste verwagting, dit is 'n vaste hoop. Waarom? Want dit berus op wie God is, nie op wat jy voel of sien nie. Dit berus op wie God is. Die sekerheid van ons hoop berus op die vertroue dat God
totaal en al in beheer is. Daar gebeur niks in my lewe, daar gebeur niks in die wêreld wat God nie toelaat dat dit gebeur nie. En daarom kyk ek my as gelowige met verwagting om te sien hoe God in 'n bepaalde situasie gaan optree, in 'n situasie waar moeilik is en 'n hoek geverf, ek weet nie verder nie, dat ek met verwagting my hoop op God kan stel en sê, Here, hoe gaan U hierdie situasie hanteer? Hoe gaan U vir my eintlik help om uit hierdie hoek te kom? Met die vertroue dat God beloof dat hy vir my alles ten goeie gaan laat meewerk. Al lyk die omstandighede onmoontlik, al lyk dit of die omstandighede enige hoop van die tafel gevee, dat my hoop is op God, wat beloof dat hy vir my alles ten goeie gaan laat meewerk. En daarom gooi ek in die handdoeke nie, maar in geloofsvertroue werk ek eintlik sy aan my toekoms en my lewe, sy en almagtige God. Dat ek staan nie los van God en God staan nie los van my nie, maar dat ons saam eintlik werk aan die toekoms waarin ek op pad is, dat ek saam met God kan werk aan my omstandighede, wat maak dat ek nie fatalisties na die lewe kyk nie, maar met geloofsvertroue na God kyk. En dit laat my moed hou en gee my hoop vir die toekoms, wat ook al vir my wag, want ek weet, my hoop is gevestig op God, oor wie en wat hy is, en hy verander nooit, hy bly getrou tot in ewigheid. Maar tweedens ook, geloof is om te sien wat God sien. En dis soms die moeilike deel. Hebreëskrywer sê 11 vers 1, geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. 'n Gelowige is iemand wat in staat is om die toekoms te kan sien. Om God se toekoms te kan sien. Om God se wêreld raak te kan sien wat anderster is as die normale wêreld waarin ons lewe. Die Hebreëskrywer skryf byvoorbeeld in hoofstuk 2 vers 5, dan noem hy die God se wêreld noem hy die toekomstige wêreld. En wanneer jy dalk in die boodskapvertaling blaai, dan sien dat telke male word die begrip die koninkryk van God vertaal as God se nuwe wêreld. Die ander wêreld wat mens nie met jou blote oog kan sien, maar wat jy met die geloofsoog kan sien, 'n wêreld wat totaal anders is as die wêreld waarin ons lewe. Die Hebreëskrywer kom en hy gebruik dan vir Moses as voorbeeld van iemand wat in staat was om verder te kyk as die hier en nou. Hy is iemand wat eintlik soort van agter die skerms kon kyk en kon sien wat God se toekoms vir hom inhou, waarin God met hom op pad is, wat God vir hom in gedagte het. Lees jy Hebreërs 11 vers 26 en 27 as daar staan: die smater wille van die Christus het hy 'n groter, dit is nou Moses, het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het, voor die toekoms kyk. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Of 'n ander vertaling so vertaal van vers 24 so. Dit is Moses het besef dat God hom iewers in die toekoms dubbel en dwars sou beloon. Hy het sy goed gevat en is uit Egipte uit. Ekskuus. Kom ons begin weer. Hy het besef dat God hom iewers in die toekoms dubbel en dwars sou beloon. Hy het sy goed gevat en is uit Egipte uit sonder om bang te wees vir wat die koning sou sê of doen, want hy het op God vertrou. Hy het hom glad nie van koers af wat bring nie. Dit was byna of hy God by hom kon sien, al is God onsigbaar. Dit was byna
asof hy God by hom kon sien, al is God onsigbaar. Met sy geloofsoog het hy vooruit gesien oor die seëning en beloning wat vir hom wag, vers 26. Vers 27, hy het volhard soos iemand wat sy oog op die onsienlike gevestig hou, wat die onsienlike God kon sien en kan weet, dit wat vir hom wag in God se wêreld is beter as wat in hierdie wêreld kon kry. Martin Luther sê die volgende oor geloof, hy sê, geloof is om te sien wat jy nie sien nie, en nie te sien wat jy sien. Geloof is om dieper te kyk as wat jou oë hier kan sien, en in geloof dinge raak te sien wat jy nie met die gewone oog sien nie. En terselfdertyd om die dinge wat jy met jou gewone oog kan sien, mis te kyk, en daarby verby te kyk tot jy kan sien wat God sien. Totdat jy vir God sien. Geloof is om te sien wat jy nie sien nie, en nie te sien wat jy sien. Want God kyk nie vas teen die hier en nou nie. God sien nie alleen die toekoms nie, hy is die toekoms. Hy weet wat vir my en jou goed gaan wees. En omdat hy weet wat in my en jou toekoms is, beskerm hy ons dikwels teen dit wat tot ons nadeel gaan wees. Al voel en sien jy dit nie so in op daardie oomblik nie. Al voel dit dikwels vir jou asof God jou ergens in 'n blik druk, asof God jou half nie wil reageer op jou gebede nie, dat jy altyd besef, maar God is nog steeds besig met jou op pad te wees, en dat hy jou juist beskerm teen baie van die goed wat ons in gebede vra. En daarom bid Paulus in Efesiërs 1 vers 18 as hy sê, ek bid verder dat God julle geestelike oë sal oopmaak, sodat julle kan besef wat julle van hom kan verwag, nou dat hy julle na hom toe geroep het. Bid dat God julle geestelike oë sal oopmaak, dat julle kan besef wat julle van hom kan verwag. En hy moedig ons aan in Kolossense 3 vers 2 as hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Moenie vaskyk in die aarde met sy probleme nie, kyk boontoe. Kyk daarna waar Jesus aan die regterhand van God sit. Kyk op. Sodat sy Filippense 1 vers 10, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Sodat jy kan weet wat is waar en wat is onwaar, wat is reg en wat is verkeerd. Wat hierdie wêreld is en wat God se wêreld is en wat belangrik vir my as gelowige is en dis nie hierdie wêreld nie. Daarom bly ek opkyk om te kan onderskei waar my werk aankom. Maar nou wil ek ook sê, dis nie altyd so maklik nie. Dis nie altyd so maklik om God se beplanning te sien en hoe hy met ons op pad is nie. Wanneer mens byvoorbeeld hoop en bid vir 'n deurbraak en niks gebeur nie, dan kan 'n mens nie altyd dit insien dat God dalk besig is om hier 'n deur toe te maak, omdat hy jou eintlik op 'n ander pad wil vat, wat beter is as dit waarvoor jy gebid en gehoop het. Want jy kyk vas teen hier en nou. Wanneer jy dalk voel en dit lyk of al van jou vergeet het en dat jy dalk jou ou dag in eensaamheid gaan deurbring, kan jy soms nie sien dat God jou eintlik wil vat op 'n pad waar hy jou wil leer dat jy nie afhanklik moet wees van jou kinders nie. Want jou kinders het hulle eie lewe en hulle is op pad ergens hier met hulle eie lewe, maar dat God eintlik jou wil bewus maak dat jy meer as kinders rondom jou het, dat jy 'n geloofsfamilie rondom jou het wat daar is vir jou. En dat jy as deel van die geloofsfamilie ook daar moet wees vir die ander. Jy sien dit nie altyd raak nie. En wanneer jy byvoorbeeld jou huweliksmaat aan die dood moes afstaan, dan
voel dit baie keer vir jou asof jou lewe eintlik tot 'n einde gekom het. En dan sien 'n mens nie altyd raak dat God vir jou ook weer iets anders in gedagte het. Dalk 'n ander huweliksmaat wat vir jou op 'n ander manier sal aanvul, maar dat God nog steeds vir jou 'n nuwe toekoms skep, want jy kyk vas teen hier en nou. Of dalk het jy 'n klein kind wat ergens langs die pad byster geraak het en soos die verlore seun besig is om sy lewe heeltemal te verwoes, en jy begin vra, maar waarom Here, waarom keer jy hom nie? En dat 'n mens baie keer nie kan sien dat God dan toelaat dat dit gebeur, dat hierdie persoon soos die verlore seun eers in die varke moet laat, voordat die persoon tot besinning en bekering kom. En dat God eintlik besig is om die persoon op 'n pad van bekering te vat, al is dit soos deur vuur heen. Want ons kyk vas teen hier en nou. En wanneer 'n mens in 'n verbrokkelde verhouding is, of jou hart gebreek is, en jy dink dit is die einde van die wêreld, dan kan jy nie altyd sien dat God dalk besig is om jou te beskerm teen nog meer seën kry in die toekoms. En dit is dat God eintlik midde in die verbrokkelde verhouding was, juis omdat hy jou wil beskerm. Jy sien dit nie altyd nie, want jy kyk vas teen hier en nou. En wanneer jy dalk vreesbevange is oor jou gebrek aan finansies en jou toekoms, omdat jy voel jy gaan dit nie oorleef nie, dat jou pensioen gaan dit nie met jou uitgawes dek nie, dan sien 'n mens baie keer nie dat God eintlik besig is om jou te leer om te sê, weet jy wat, jy's nie afhanklik van jou pensioen nie, jy's nie afhanklik van jou salaris nie, jy's afhanklik van God. En God is die een wat beloof het dat jy sal kyk en jou sal versorg, soos wat hy die voëls van die hemel kyk en die wurms op die aarde kyk, so sal God vir jou sorg, en dit is wat hy wil leer, dat jy van hom afhanklik sal wees. Maar ons sien dit nie altyd nie, omdat ons vaskyk teen die hier en nou. Wanneer jy dalk aan 'n bed vasgekluister is en jou wêreldjie so gekrimp het dat niks in die lewe vir jou meer plesier veroorsaak nie, verskaf nie, dan kan mens baie keer nie sien dat God eintlik daardeur ook vir jou op 'n pad vat om 'n dieper verhouding met hom op te bou. Dat jy weet dat dit gaan nie oor hierdie wêreld nie, maar dat God op pad is met jou na sy wêreld. En dat hy wil jou juis in hierdie fases bewus wil maak van sy teenwoordigheid en dat hy jou lewe wil volmaak met sy teenwoordigheid. Maar mens sien dit nie altyd nie. Die vaskyk teen hier en nou. En wanneer jy dalk dink daar's vir my geen toekoms in hierdie land nie want ek is wit, dan sien jy nie altyd raak dat God eintlik meer besig is om jou op 'n pad te vat, wat hy vir jou wil sê, dat jou toekoms word nie bepaal deur die politiek van hierdie land of deur politieke leiers nie, hulle bepaal nie jou toekoms nie, want dit is God wat regeer. Dit is God wat hom nie laat inperk deur aardse wette nie. En God is besig met jou op hierdie pad. Dit is nie altyd maklik om 'n geloof verder as die hier en nou te kyk nie. Dit is baie keer baie makliker om in fatalisme net handdoek in te gooi en te sê, "Du seras, whatever will be, will be." Maar geloof maak dat jy met geloof so kyk, dieper as wat jy met die blote oog kan sien. Ja, jy kan nie altyd God se hand in dinge sien nie, maar jy kan sy hart vertrou. Kan nie altyd sy hand sien nie, maar jy kan God se hart vertrou. Geloof laat jou sê, ek sien nie die antwoord nie, maar ek weet dat God aan die werk is, dat God met my op pad is. En selfs wanneer ek begin moed opgee en moeg word om aan te probeer en te glo, sê God word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Hy gee nie vermoeieniskrag, hy versterk nie wat nie meer kan nie. Jesaja 40:28 tot 29. Ek word al toe. God word moeg nie. Ek wil aan die kop ingooi. God gee nooit op. Nie met my of met my omstandighede nie. En daarom bly ek hoop op God. Want ek weet verseker, God dra my beste belang
op sy hart. God dra my beste belang op sy hart. Dis geloof. En wanneer die Hebreërskrywer praat oor al die geloofshelde, 'n hele lang hoofstuk aan hoe mense op die ouende deur geloof die onmoontlike vermag het, geweldige weerstand oorkom het, geweldige lyding oorkom het, dan praat hy van ander mense wat ander ervarings gehad het. Hy praat hier van vers 35, ander gelowiges wou nie die prys hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel, hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verdien, selfs boeie gevangenskap. Gelowiges het met klippe doodgegooi en stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, verdruk en mishandel. Die wêreld was al nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in die woestyne en op berge en in die grond en die gate in die grond gelewe. En dan sê vers 39. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie gekry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het. Die geloofshelde het dikwels net die belofte gehad, nie die vervulling nie. Maar hulle het volgehou en bly glo, want hulle kon sien wat God sien. Hulle kon God se nuwe wêreld sien. Hulle kon sien wat vir hulle wag, wat God vir hulle in gedagte het, en dis baie beter as wat hulle op hierdie aarde het. So vanoggend wil ek vir jou sê, moenie vir jou blind staar teen jou probleme nie. Moenie vir jou blind staar teen jou swaar kry, jou gebreke en jou hartseer nie. Laat ons in geloof sien wat God sien. Laat ons God se toekoms sien en waarheen hy met ons op pad is. Laat ons die mense wees wat in geloof sien. Ek weet nie wat môre gaan bring nie, maar ek weet wie môre in sy hand hou. Amen. Kom ons bid saam. Here, ja, hierdie lewe is soms nie maklik nie. Here, ons voel baie keer asof ons net sink en daar geen hoop is nie, maar dan weet ons dat U daar is met die reddende regterhand en wanneer ons roep, Here help, dan verwyk U nie. U is nie daar om te help. En Here help ons om met ander oë na hierdie wêreld te kyk waarin ons lewe, om te besef dat hierdie is die kortstondige bestaan, ons werklike bestaan is saam met U. En dat ons kan uitsien, dis wat langer kan uitsien, om saam met U te wees vir ewig. En dat ons kan bid, ja Here, kom tog gou, kom asseblief tog gou, en kom verlos ons ook van hierdie wêreld. Dan wil ek bid vir elkeen wat swaar kry in hierdie tyd. Ons lidmate wat in die hospitaal is en geliefdes wat rondom die bed staan. Here, dat U ons sal help om met geloofsoë na U te kyk, dat hulle hoop op U sal vestig as die een wat met hulle op pad is, na U beter. En ek wil bid vir ons land wat in so gemors is. Here, dat ons sal vaskyk teen hierdie gemors nie, maar dat ons ook met geloofsoë kan kyk en sê, maar dat U besig is om ons ook deur vuur heen te louter in hierdie land, sodat ons geloof kan groei, sodat ons hoop op U sal vestig, in plaas van op die politiek. Here, dankie dat ons vir U het, en help ons. Here, help ons om vir U in alles raak te sien. Help ons oë gefestig te hou op Jesus Christus. Ons bid dit in die naam van Jesus aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Bid ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in die krag van die Here, maar ook met sy vrede. Want die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.